Konings 19 lees ons die verhaal van Elia. God vra vir Elia, Elia, waar is jy? In daardie tyd was koning Agab koning, en hy trou toe met 'n Baalse priester se dogter. En sy verlei hulle toe in baie afgode, en sy bou 'n tempel vir Baal, en sy maak al God se profete dood. So die volk was baie afvallig van God in daardie tyd. Net Elia se lewe is gespaar. God het vir Elia gesê om weg te kruip, en Elia het by 'n weduwee vrou gebly, haar en haar seun. En hy vra vir haar om vir hom kos te maak. Sy sê, maar dis droogte. Ek het my laaste bietjie meel en olie, ek het nie meer nie. En sy maak vir hom 'n brood. En God voorsien dat sy nooit 'n tekort aan meel of olie ooit gehad het nie. Maar God kom toe na Elia en sê, Elia, gaan vertel vir my volk, bewys vir my volk dat ek hulle God is en dat ek al God is. En Elia gaan toe na Agab toe. En hy roep toe al die volk nader. En hy roep toe die 450 Baal profete. En dan skouer van die hele volk, sê hy toe om 2 altaars te bou, uit klip, met hout op, en 2 bulle. En hy sê toe vir die priesters van Baal, die profete van Baal, die 450 man, hy sê, slag een van hierdie bulle, en sit julle dit bo op die hout, maar moenie dit aan die brand steek nie. En dan vra julle God, julle wil 'n offer bring, en hy moet vuur stuur. En so sny hulle die bil, en hulle sit hom bo op die hout, en die priesters begin bid, en hulle dans al om die altaar, en hulle roep, en hulle skree, en hulle sny hulle self met messe, want dit was hulle gebruik om hulle self te sny met messe, en roep tot hulle God, maar niks gebeur nie. En Elia begin toe spot, en Elia sê toe vir hulle, miskien roep julle nie hard genoeg nie, miskien dans julle nie genoeg nie, roep tot julle God, hier is nog niks vuur nie. Maar die vuur het nie gekom nie. En toe dit Elia se beurt is, en hy pak die hout, en hy pak die bil bo op die hout, en hy vra die volk om 'n sloot rondom die altaar te grou, en hy vra dat hulle die water sal gooi bo op die bil, en bo op die hout, bo op die altaar, die water loop af tot in die sloot, en hy maak die sloot vol. En toe kom Elia en hy bid, God van Abraham, van Isak en van Jakob. God wat ons God is, wys vir die volk dat U alleen God is. Wys vir hierdie volk dat U ware God is. En uit die hemel kom daar 'n vuur, en dit verteer die bil, maar nie net die bil nie, ook die hout, ook die klippe, en ook die water droog op. En die volk val op hulle knieë voor God, en sê, ja, waarlik, U is God, U is ons God. En Elia sê, vat nou hierdie 450 profete, dan maak julle hulle dood. En so maak hulle die 450 Baals profete dood. En Agab gaan na Isebel toe, en hy sê vir Isebel, wat Elia gedoen het, en dat sy al 450 van haar Baal profete doodgemaak het, en Isebel was woedend. En sy stuur 'n boodskap vir Elia, en sê, Elia, so waar, my gode moet my eerder doodmaak, maar môre teen die tyd, gaan ek jou doodmaak. En Elia hoor die woorde, en Elia word bang. Die man wat voor 'n volk gestaan het, en gesien het hoe God 'n uitkoms bring. 'n Man wat vir 'n volk gewys het, dis hulle God, hy word bang vir die dreigemente van 'n vrou. En hy vlug, en hy gaan lê onder die besembos. En hy sê vir God, ek wil nie meer lewe nie. Ek wil nie meer lewe nie. Want ek is al een wat oorgebly het. En die volk wil nie na U luister nie. En nou wil hulle my doodmaak.
En hy het in die slaap geraak onder die besembos. En 'n engel kom in die nag en hy maak hom wakker en sê, Elia, hierso is water en hierdie is brood, eet en drink, dat jy sterk kan word. En hy raak weer in die slaap en hy maak hom weer wakker en weer is daar brood en weer is daar water en hy eet en hy drink. En 'n derde keer kom die engel, maak hom wakker. Sê Elia, eet die brood, drink die water, want jy het 'n lang pad wat jy moet loop. En Elia begin loop na die berg Sinai, ook bekend as Horeb. Dieselfde berg waar Moses God gesien het. Dieselfde berg toe die volk opstandig raak en God sê nie, maar hy wil nie meer met hierdie weerbarstige volk meer 'n pad stap nie. En Moses het gekom en gesê, God, as u nie saam met my gaan nie, wil ek nie meer die volk lei nie. En God het op daai berg vir Moses gesê, jy is my vriend. In hierdie selfde berg kom Elia in die skeur van die rots, gaan Elia in. En terwyl hy slaap, vra God weer vir hom, Elia, wat soek jy hier? En Elia sê, ek het alleen oorgebly. Hy's mismoedig. Hy voel eensaam, hy voel verwerp. Hy voel vreesagtig. En alles raak vir hom te veel. En God sê, Elia, kom by die opening van die skeur, dat ek jou iets kan wys. En terwyl hy in die opening van die skeur staan, kom daar 'n tornado, 'n rukwinde, en alles rondom hom klippe spat, en is woes. Maar in die storm was God nie. Sy emosies, sy woede, sy teleurstelling, sy neergedruktheid. God sê, in daai storm is ek nie. En daarna kom daartoe 'n aardbewing, wat die Here rots skud. Maar die aardbewing was God nie. Hy het alles verloor. Hy het niks oor nie. Hy is alleen. Alles is vernietig. Want daai aardbewing was God nie. En toe kom daar vuur. En die vuur verbrand alles. Maar die vuur was God nie. Sy emosies het al sy vrede verloor, sy vreugde verloor. Hy voel te neergedruk. En die vuur is God nie. En dan staan Elia terug. En is hier waar Elia alles los. Is hier wat Elia einde kom van homself. 'n einde kom van sy vlees. 'n einde kom van sy vrees. Sê God, ek gee oor. En dan kom daar 'n stil windjie. En weer vra God vir hom. En in die windjie was God. En weer vra God vir hom, Elia, wat soek jy hier? En Elia antwoord, hy sê, God, die mense erken u nie meer nie. Hulle het al die profete doodgemaak. En hulle wil my ook doodmaak. En toe Elia kom aan die einde van homself, toe sê God, nou gaan ek jou wys. Ek het 'n plan. En hy sê, vat die olie, en dan gaan salf jy vir my 'n nuwe koning. En dan salf jy vir Elisa, wat saam met jou gaan loop. Wanneer ons kom aan die einde van onsself, dis dan wat deurbrake in ons lewe kom. Solank daar storms is, solank ons emosie ons oorneem, nimmer eindigende beproewinge, onverwachte teleurstellings en vrees, dan is ons so vasgevang in ons emosie, ons kan God nie hoor nie. Of wanneer ek my besigheid verloor,
of wanneer ek my geliefdes verloor, of wanneer ek verloor dit wat vir my belangrik is, wanneer verhoudinge skeef raak, en ek voel ek staan alleen, en alles om my raak te veel. En dit is God nie. Net dit wanneer ek my vreugde verloor, en my vrede verloor. Maar as ek so kom aan die einde van myself, om te sê, ek gee dit alles oor, en dan kom die stil wyntjie, en dan kom God, en dan kom gee hy antwoorde. En dan sien ons deurbrake in ons lewe.